Ons gaan nou saam bid en vir die Here vra vir sy teenwoordigheid, dat hy dit sal bevestig op 'n besondere manier as hy deur sy woord vir hom openbaar en met vreugde reageer op ons lofprysing nou. Kom ons word stil voor die Here en as hy klaar gebid het, dan gaan ons sittende, terwyl ons bly sit, 2 verse van lied 254 sing, spreek Heer, want u dienaar en dan u kinders luister. Kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, die seisoen het verander. Dit het lekker begin reën, ons het die mooiste herfsdae. Dankie dat ons u stem kan hoor in die skepping, deur die Gees, deur u woord nou. Dis Pinkstertyd, dis hemelvaarttyd, en ons sê dankie, Here Jesus, dat u gekroon is as die koning aan die kruis. Dat u die dood oorwin het, dat u opgestaan het in lewe en dat u opgevaar het hemel toe, dat u sit aan die regterhand van die Vader, waarvandaan u heers en regeer. Here, kyk ons na die nuus en alles wat gebeur het die afgelope week en dit wat deur armoede en oorloë, verskriklike dinge aanrig in die wêreld, dan lyk dit nie vir ons asof u regeer nie. Maar dankie dat ons weet dat u deur fluistering regeer. En dat al die stikkindheid in hierdie wêreld te doen het daarmee, dat nie almal u koningsheerskappy aanvaar nie. Here, ook in elkeen van ons is daar opstandigheid, vergewe dit, Here. En help ons om u koningsheerskappy te vier. Help ons om dit nou te vier uit u woord. Dankie vir hierdie Pinkstertyd waar ons oor die Gees kan feesvier. En nou wil ons bid, Heilige Gees, dat u deur u woord, deur u Gees, wil u self nou aan die woord kom. Amen. Ons skriflesing vir oggend is uit 1 Konings 19, waar ons by Elia aansluit om 'n greep uit sy lewe te deel, en ek lees uit die 2020 vertaling. 1 Konings 19, Elia by Horeb. Toe Agab vir Isebel alles vertel wat Elia gedoen het, en hoe hy al die profete met die swaard doodgemaak het, stuur Isebel 'n boodskapper na Elia toe, om vir hom te sê, mag die gode my swaar straf, as ek nie môre teen hierdie tyd jou lewe maak, soos die lewe van een van hulle nie. Hy het bang geword, gereed gemaak, en hy het vrees vir sy lewe pad gegee. Toe hy in Berseba, wat aan Juda behoort, aankom,
het hy sy dienaar daar agtergelaat. Hy self het egter in die woestyn ingegaan 'n dagreis ver. Daar aangekom, het hy onder 'n wit besembos gaan sit en gevra dat sy lewe tot 'n einde moet kom. Hy het gesê, dis nou genoeg, Here, neem my lewe, want ek is nie beter as my voorvaders nie. Hy het gaan lê en aan die slaap geraak onder die enkele wit besembos. Skielik was daar 'n engel wat hom aanraak en vir hom sê, staan op, eet. Toe hy rondkyk, is daar souwaar by sy kop 'n roosterkoek op gloeiende kole gebak en 'n fles met water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Maar die engel van die Here het 'n tweede keer teruggekom, hom aangeraak en gesê, staan op, eet, want die reis gaan vir jou veeleisend wees. Hy het toe opgestaan, geëet en gedrink, en met die krag van daardie voedsel het hy 40 dae en 40 nagte geloop tot by Horeb, die berg van God. Daar het hy in 'n grot ingegaan en daar oornag, en hy die woord van die Here het tot hom gekom. Hy het vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, ek het my volle ywer getoon vir die Here, die God van alle magte, want die Israeliete het u verbond verlaat, u altare het hulle afgebreek, en die profete met die swaard om die lewe gebring. Ek alleen het oorgebly, en hulle soek my om my lewe te neem. Maar hy sê, gaan uit, en gaan staan op die berg voor die Here. Kyk, die Here sal weldra verbygaan. Daar was 'n geweldige sterk wind, wat die berge geskeur het, wat rotse verbrysel het voor die Here. In die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar vuur, in die vuur was die Here nie. Na die vuur was daar 'n sagte gesuis. Toe Elia dit hoor, het hy dadelik sy gesig met sy mantel toegemaak. Hy het uitgegaan en by die ingang van die grot gaan staan. Met eens was daar 'n stem wat vir hom vra, wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, dit wat hy nou ook gesê het, ek het my volle ywer getoon vir die Here, die God van alle magte, want die Israeliete het die verbond verlaat, die altare het hulle afgebreek en die profete met die swaard om die lewe gebring. Ek alleen het oorgebly en hulle soek my om my lewe, hulle soek my lewe om dit te neem. Toe sê die Here vir hom, gaan terug op jou pad deur die woestyn, na Damaskus. Wanneer jy daar aankom, moet jy Hazael as koning salf oor Aram. Jy, seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel. En Elisa, seun van Safat uit Abel Mehola, moet jy salf as profeet in jou plek. Wie aan die swaard van Hazael ontkom, jy sal hom doodmaak. En wie aan die swaard van jy ontkom, Elisa sal hom doodmaak. Maar ek het in Israel 7000 laat oorbly. Dit is al die knieë wat nie voor Baal gebuig het nie, en elke mond wat hom nie gesoen het nie. Tot sover die Here se woord. Ons tema vir vanoggend is Elia, die breë tema, Elia ontmoet God in die stilte, en dan spesifiek God se stem klink anders as wat ons dink of verwag. God se stem klink anders as wat ons dink of verwag. En die subtema, God praat op verskeie maniere, maar veral in stilte. Ek het net maar gebid oor die reën wat begin het. As dit nou in die Kaap, soos in die ou dae, vir 2 weke aan mekaar reën, en dit bly bewolk, en die wasgoed word nie droog nie, en dit begin mif, en dit mif in jou kop. Die sop, en die sherry, en die rooiwyn, en die warm sjokolade, en die kachelvuur doen dit nie meer vir jou nie. Jy raak sommer net af. Dan kry jy ook jou afmaande. Dis is 'n slegte ding met jou gebeur.
is baie keer 6 maande en langer rondom 6 maande, as jy 'n geliefde verloor, as jy 'n lewensmaat lewendig verloor in 'n egskeiding, as jy 'n lewensmaat dalk groet by 'n sterfbed, as daar slegte goed met jou gebeur, dan kan jy verlang treur en kan dit lank donker word binne in jou. Of dan kan jy sommer op moed verloor se vlakte land. Dit gebeur mos nou baie in Suid-Afrika met al die slegte nuus. Jy is sommer net moeg geploeg. Lippe teen die klippe. Jy's liggaam, siel en gees klaar. Die swart hond loop agter jou aan oral waar jy gaan. Die stres by die werk maak jou klaar. En jy wonder of dit die moeite werd is om aan te gaan. Jy hoor nie meer die stem van die Here nie. Dit voel vir jou, hy is ook weg. Hoe moet ons maak as Christene as ons op moed verloor se vlakte land? In die resente tyd is daar baie voorbeelde. Winston Churchill said, "Depression followed me around like a black dog in my life." Abraham Lincoln was 'n bekende Amerikaanse president wat ook aan depressie gelei het. Charles Spurgeon, 'n baie bekende prediker, teoloog, die volumes en volumes preekbundels verskyn het. Ek lees van hom, history tells us that there were times when Spurgeon would be so depressed that he would refuse to leave his home to go to church. On more than one occasion, his deacons had to come and physically carry their pastor to the pulpit. Hy het op Sondagoggend nie moed gehad om op te staan en kerk toe te gaan nie. Sy diakens moes hom gaan dra en hom neersit, sodat hy kon praat met die gemeente. Martin Luther, een van ons bekende hervormers, was bekend daarvoor dat hy baie met die swart hond geworstel het. Baie deur vervolging het hy moedeloos geraak. En hy baie depressiewe episodes beleef. In die Bybel, Moses, ons het laasweek van Moses gepraat, hy het baie donker momente in sy lewe beleef en wou ook sy roeping versaak. Elia, waaroor ons vanoggend gaan praat, het baie donkerte in sy lewe beleef. Job is bekend daarvoor dat hy baie donkerte in sy lewe beleef het. Jona het op 'n stadium ook onder 'n bos gelê en gewens hy gaan dood. Jeremia het gewens hy gaan dood. Hy het sy geboortedag verwens. Dit is deel van ons lewe en vanoggend fokus ons op 1 Konings 19 wat ons saam gelees het, Elia se storie. Nou, dit is ongelooflik met Elia, as jy nou hoofstuk 17 en 18 saam lees met 19. Hy was op so 'n groot hoogtepunt in sy lewe. Die Here het vir hom ongelooflike wonderwerke laat beleef. Hy was gemotiveerd, hy was sterk oortuig dat God in sy lewe is en dat God bestaan. Hy tree op in die tyd toe die twee ryke verdeel is. Die Noordryk en die Suidryk. Agab en Isebel het in die Noordryk geheers, waar hy bedien het. En die Here gee vir hom opdrag, hy moet vir die koning gaan sê, dit gaan ophou reën, daar kom 'n droogte. En dit hou op reën, en hy vlug na die Kritspruit toe. En daar gee die Here vir hom water, en die kraaie bring vir hom brood en vleis. En toe hou dit op reën, en die droogte, dit het opgehou reën, en die droogte het al hoe erger geraak, en die Kritspruit het opgedroog, toe moes hy Sarfat toe gaan, en daar, ons ken die verhaal uit ons kinderbybels uit, die weduwee wat gaan houtjies optel het, en haar laaste bietjie meel in die kruik, en die olie, wou sy vir haar kind gaan kos maak, en daarna sou hulle sterwe. Hy gaan bly by hulle, dring aan daarop dat hulle vir hom moet kos gee, die olie en die meel raak nie op nie. Hy is instrumenteel tot 'n wonderwerk in hierdie vrou se lewe, en toe gaan haar seentjie dood, hy wek hierdie seentjie uit die dood op. Wat 'n hoogtepunt in 'n mens se lewe, om God so aan die werk te sien. Jy spreek en dit droog, en dit word droog, daar's 'n droogte. Jy wek iemand uit die dood op. Jy dring aan op kos en die kos raak nie op nie, al is die houers leeg.
En dan in hoofstuk 18 dalk die hoogtepunt, die bidkompetisie op Karmel. Ons ken die storie. Hulle bou die Baalpriesters, 450 van hulle. In die gehoor was daar 400 nog afgodspriesters van die Asherah godsdiens. En teenoor hierdie 950 profete staan hy man alleen as God se profeet. En toe kom die uitdaging, die Baalprofete moes 'n altaar bou. Hy het 'n altaar gebou. En elkeen moes 'n slagding op die altaar neersit en dan tot hulle God bid. En die een wat antwoord, sy God is die ware God. En hy laat nog 12 kruike water, wat party verklaarders beweer tot 300 liter water was, laat hy uitgiet oor sy altaar. En die Baalpriesters bid en hulle sny hulle lywe uitmekaar uit, maar daar's geen antwoord nie. Elia bid en sy God antwoord en die vuur kom uit die hemel af. Dit verteer die offerdier, die klippe en die water wat dit omring het. En toe is die 450 Baalpriesters om die lewe gebring. Elia het hierdie ongelooflike geloofsoorwinning, hoe dat die Here hom geantwoord het in die geselskap. Watter geloofsoorwinning moes dit vir hom gewees het in die geselskap van al hierdie afgodsdienaars? En dan sien Elia 'n wolkie. Die droogte is gebreek, die reën gaan kom. En dan lees ons 'n interessante ding. Hy hardloop 18 myl, 29 km min of meer, so 'n halfmaraton plus. Hardloop hy voor Agab se wa uit en hy sê vir Agab, ons moet wegkom, dit gaan reën. Hy hardloop tot by die afdraai na Jesreel, of hy die hele pad gehardloop het, weet ons nie. Maar as hy dit gedoen het, het hy 'n fris halfmaraton gedoen. En hy hardloop van Karmel af na Jesreel toe. En daar soek Isebel sy lewe. Isebel wil hom 30 cm korter maak. Sy hou nie van lang profete nie. Sy wil sy kop afsny. Sy wil hom onthoof. Sy's 'n grillerige vrou. Toe ek hierdie storie in die kinderbybel gelees het toe ek klein was, het Isebel my aan Cruella de Vil laat dink, in Dalmatians. 'n aaklige vrou wat nie hou van lang profete nie. En hy vlug weg van haar af toe hy weet sy wil hom doodmaak. En hy vlug suidwaarts na Juda toe. Hy vlug af daar van Jesreel af tot by Berseba. Nou dan tot Berseba is die uithoeke van Israel en Juda. En hy vlug tot by die suidelikste punt. Die suidryk was vir hom ook nie veilig nie, want Josafat en koning Agab het 'n ooreenkoms gehad. Ons het lees in 1 Konings 22 dat hulle saam oorlog gemaak het. So hy daar ook nie veilig gevoel nie. So hy vlug die verste suid as wat hy kan. En toe hy daar kom, laat hy sy slaaf agter en hy's nog 'n dag verder in die woestyn in. En hy's bitter moeg. En hy val in 'n diep, donker gat. Hy het 'n baie depressiewe episode. Alles is skielik relatief. Al hierdie wonderlike goed, hierdie geloofsoorwinnings wat deur hy was, is nou vir hom niks werd nie. En hy wens hy kan doodgaan. Van die sielkundiges sê hieroor, hy het aan post-adrenalien depressie gely. Na al hierdie adrenalien wat saamgegaan het met al hierdie gebeure van hoofstuk 17 en 18, het hy nou in 'n depressie geval, want daar is nie meer werk vir die adrenalien nie, en daar gebeur al goed in jou liggaam, en dis hoekom die geleerdes sê dominees op 'n maandag moet afvat, want hulle ly aan post-adrenalien depressie, hulle val aan 'n gat op 'n maandag. Na al hierdie opwinding en die adrenalien van 'n Sondag, dan moet jy 'n bietjie rus, want jy kan 'n bietjie afraak. En as jy na Elia luister, terwyl hy daar lê,
is sy binnegesprek baie negatief. Ek is niks beter as my voorvaders nie. Hy begin met hierdie vergelyk ding, en ek en jy weet, as ons met ander mense vergelyk, dan is ons op 'n gevaarlike terrein. Wat doen die Here as Elia afraak? Hy sit hom eers op slaapterapie. Hy laat hom bietjie rus. Hy laat hom slaap. Hy laat hom behoorlik slaap. Dis vir ons moeilik, hierdie slaapding. Ons weet, slaap is noodsaaklik en ons moet goed slaap en ons moet goeie slaap inkry. Die Here het ons so gemaak dat ons behoorlik moet rus, en slaap is terapeuties. Hy sit ons weer die dag wat ons stikkend gemaak het hier in ons binneste en fisies moeg gemaak het. Wanneer ons slaap, sit hy ons hier in ons binneste weer aan mekaar. Maar ons leef in 'n era waar ons mos nooit afskakel nie. Baie van ons gaan slaap met 'n tablet, maar is nie 'n slaappil nie, is nie 'n slaaptablet nie, met 'n ander tablet. Jy gaan slaap met jou slimfoon. Wie ons slimfone maak ons verskriklik dom. Jy gaan slaap met jou slimfoon of met jou iPad en jy raak met die ding in die slaap, terwyl die neurowetenskaplikes vir ons sê 'n uur voor jy gaan slaap, moet jy skermvry raak, want die blou lig van die skerm maak jou kop de mekaar en maak dat jy nie lekker kan slaap nie. So 'n uur voor die tyd mee afsit. Maar baie van ons raak aan die slaap met die iPad wat op jou gesig val. Dis nou nie so erg as 'n Dion Meyer waarmee jy aan die slaap raak wat op jou gesig val nie, want dan is jy wakker. Ons is verslaaf aan skerms. En terwyl ons slaap, kom daar WhatsApps deur en dit lê in jou posbus. Kom daar e-posse in en dit lê in jou posbus. En môreoggend as jy opstaan, dan is die grootste fout wat jy natuurlik kan doen om voordat jy stilte tyd hou, jou e-posbus oop te maak en weer in 'n skerm te kyk, want dan is jou stilte tyd daarmee heen. Weet jy, as ons wil oorleef in die tyd waarin ons leef, as ons nie net wil oorleef nie, maar wil floreer, dan moet ons leer om ons tempo aan te pas. You have to learn to pace yourself. Die lewe is 'n marathon, dis nie 'n naalloop nie. As jy nou soos Akana Simbini die 100 meter onder 10 sekondes hardloop, en jy begin die Two Oceans Marathon soos hy, en die eerste 10 sekondes het jy al 100 meter afgelê, en jy hou aan daarmee, jy gaan dit nie maak nie, hy gaan dit nie maak nie. Maar ons leef elke dag teen 'n verskriklike tempo, terwyl die lewe eintlik 'n marathon is, en ons moet leer om onsself by 'n stadiger tempo aan te pas. Het is interessant dat wanneer God met Elia begin werk, hy by sy liggaam begin. Hy begin by sy liggaam, en hy sit hom op 'n gesonde dieet, hy detox hom 'n bietjie. Dit was gesonde kos destyds. Lekker, vars roosterkoek op kole gebak met water. Hy gee vir hom gesonde kos. En dan stuur hy hom op 'n 40 dae staptog van Berseba af na die berg Horeb toe. En dan daar, as hy daar aankom, dan gaan sit hy in 'n grot. Waar sy gemoed toe was, weet ons nie, maar die Here kom en hy vra vir hom, wat maak jy hier, Elia? En dan sê hy vir hom, kom uit, staan op uit hierdie grot uit, hierdie donker grot waarin jy is. Hierdie donker grot waarin jy is in jou kop en waar jy fisies nou is. Kom uit en staan, ek wil myself vir jou wys. Wat 'n ongelooflike uitnodiging. Hy openbaar hom aan Elia, dis die derde stap. En die eerste is in die stormwind. Hy gee vir hom 'n katekesasieles, 'n openbaring van God, maar hy gee vir hom nie 'n intellektuele les nie, hy gee vir hom 'n les in ervaringsleer. Hy sien en hy voel dit aan sy lyf. God stuur 'n stormwind. Dit ruk die berge stukkend. En dan sê hy in die wind,
is God nie. Wind, die Ruach Jahwe, die wind van God, is geassosieer met God in die Bybelse tyd. Wind het deur die bovertrek gewaai met Pinkster. God is in die wind teenwoordig. So sy verwagting kon gewees het, dat God in die wind is, maar God is nie in die wind nie. En dan kom daar 'n aardbewing. Die Jode het geglo, Psalm 18 vers 14 tot 16, die aarde is, hulle was flat earthers in daai tyd, die aarde is plat, sy skuif, hy staan op pilare, dit was hulle wêreldbeeld. Hulle het nie die prentjies van 'n ronde aarde gehad soos ons nie. Die aarde was 'n plat skuif, onder hierdie plat skuif was die onderwêreld, die Sheol, dit was die duiwelse plek, bo was die hemel en die aarde was 'n plat skuif. En net God kan hierdie skuif vat en skud. So aardbewings kom van God af. Maar in hierdie aardbewing is God nie. Die derde ding was vuur. Die vuurkolom het hulle gelei in die woestyn. Die tonge van vuur het op Pinksterdag gaan sit op die koppe van hulle wat in die bovertrek was. Die vuur van oordeel het Sodom en Gomorra vernietig. God sou verwag kon word in die vuur. Toe die vuur kom, kon Elia gedink het, God is in die vuur, maar hy is ook nie in die vuur nie. En dan openbaar God hom in die suising van die windstilte. En dan bedek hy sy gesig, want Eksodus 32 kan jy onthou, Moses het sy gesig met sy mantel toegemaak, toe hy in die teenwoordigheid van God kom, want geen mens kan na God kyk en bly leef nie. Hy bedek sy gesig met 'n mantel, toe die Here verskyn. God pas nie in 'n prentjie nie. As ons hierdie manifestasies sien van buitengewone dinge en God openbaar hom in die nie buitengewone, sê maar net vir ons kan nie vir God in 'n prentjie inpas en sê hy werk so nie. Baie keer in my lewe het ek as 'n jong dominee gekyk na ander kerke en gesien hulle doen dit anders. En dan sê ek, maar God werk nie so nie. Hy kan nie soos die Rooms-Katolieke werk nie. Hy kan hom nie daar openbaar nie, hy openbaar hom nie so nie. En baie mense kyk van buite af na die gereformeerde kerke. God kan hom nie openbaar met hierdie stugge manier van stil aanbidding nie. God werk nie soos ons verwag nie. En as jy God net in aksie soek, dan gaan jy 'n deel van sy dimensie mis. Want God werk in stilte. Hy werk in eenvoud. Hy werk met water en roosterkoek. Hy werk met stiltes. Meeste van ons is ongemak met stiltes. Ek weet nie hoe jy met stilte is nie. Deesdae hanker ek na stilte en sit ek die radio af as ek ry, want ek geniet die stilte. En dan skryf iemand, Marilyn Chander, daar is kennis oor God wat net in stilte ontvang kan word. 'n Stilte wat groot, lank en doelgerig genoeg volgehou word, sodat 'n heilige ruimte geskep word wat die heilige een kan betree. Daar is kennis van God wat net in stilte ontvang kan word. Wat sê God vir Elia? Elia, ek het jou nie verlaat soos dit vir jou voel nie. Vriende, as ons ook moeg is, weet ons, as ons God verlate voel, dan weet ons, dit is ons emosies wat ons bedrieg, dan moet ons dit weet. Elia, jou emosies is nie waar nie, sê God vir hom. Jy is toe nie die enigste een wat oorgebly het nie, daar's 7000 ander wat nie die knie voor Baal gebuig het nie. Elia, jy het jouself verwaarloos, jy het te veel gewerk en te min geslaap. Elia, jy soek my in die opwinding, ek is in die stilte. Elia, jy wil hê, dit moet altyd goed gaan.
Jy en almal na jou en voor jou raak opgewonde oor Karmel in julle lewe, terwyl ek in die stilte verskyn. Ek is nie net op die berge nie, ek is nie net op die berg van verheerliking nie, ek is ook in die dale, in die valleie, in die vallei van doodskaduwee. Vriende, almal van ons verloor baie keer perspektief. Almal van ons se emosies bedrieg ons. Almal van ons voel partykeer asof God in ons lewe afwesig raak, asof hy in die geskiedenis van die wêreld afwesig raak. God gee vir Elia weer 'n doel in die lewe. Hoe werk hy met hom? Hy konnekteer vir Elia met homself. Hy konnekteer hom weer met God. Hy konnekteer hom met ander mense. Sien jy die opsomming van die wet? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand en al jou kragte. Hy verbind vir Elia weer met hierdie God. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hy verbind hom weer met ander mense. Hy vat hom uit die grot van eensaamheid waar hy met sy swart hond leef en hy vat hom na mense toe. Hy konnekteer hom met sy naaste. En hy konnekteer hom met homself, want jy moet jou naaste lief hê soos wat jy jouself lief het. En dan sê hy vir hom, Elia, draai om in jou spore. Ek aanvaar nie jou bedanking as profeet nie, hy skeer dit op, hy sê ek het nuwe werk vir jou. Jy dink jy's alleen, daar 7000 ander, wat saam met jou nie die knie voor Baal gebuig het nie. Ek stel jou weer aan, jy het gedink jy bedank, maar ek stel jou weer aan as profeet. Jy gaan weer terug en jy gaan jou werk doen. So kan jy vandag afraak, as jy depressief raak, as jy depressiewe episodes beleef, as jy dalk depressie het waarvoor jy medikasie moet gebruik, jy sal nie die eerste een wees nie. 'n sielkundige stukkie navorsing het bevind dat aktiewe kerkmense wat Sondag erediens bywoon, dat 1 uit 5 van lidmate wat elke Sondag in die kerk sit, aan een of ander angstoestand soos depressie ly. As jy so 'n bietjie rondkyk in die bank, en jy tel 5 mense, een van hulle het 'n angstoestand, ly dalk aan depressie. Ons soek die Here om hom vir ons te wys op bonatuurlike maniere. Die werklikheid is, hy kies nie altyd 'n bos, soos by Moses, 'n bos wat nie uitbrand nie, 'n buitengewone ding nie. Hy wys jou nie altyd in 'n visioen, 'n leer na die hemel toe waar engele op en af klim nie. Hy laat dit net dood, stil raak in jou lewe. Stefan Joubert skryf dat God 5 adresse gehad het. Hy begin in 'n tuin, die tuin van Eden. En dan woon hy in 'n tabernakel toe hulle deur die woestyn trek. En dan woon hy later in 'n tempel. En dan woon hy in die Nuwe Testament in sy seun Jesus. En dan woon hy weer in 'n tempel. Maar met Pinkster woon hy in lewende, bewegende tempels van die Heilige Gees. Hy woon in mense. God woon in ons. In die tydvak waarin ons leef, het hy gekies om hom deur sy seun te openbaar, deur sy woord en sy gees. Dis waarom ons elke jaar Pinkster vier. Hy praat nog aan mekaar, in die natuur praat hy gebaretaal. Psalm 19, die een dag gee die berig deur aan die ander, en die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak, sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem, tog gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld, en hulle taal bereik die uithoeke van die wêreld. God praat
in stilte en ons sit in 2025 in ons grotte en ons gee die swart hond kos. Hoeveel van jou binnegesprek is positief vandag? Die navorsers sê daar gaan tussen 50 en 70.000 gedagtes deur ons gedagtes, vandat ons wakker word totdat ons gaan slaap. 70.000 gedagtes. En nou het 'n studie bevind dat 78% van daardie gedagtes is oor die gemiddeld negatief. Die vraag waaroor ons moet dink vandag voordat ons huis toe gaan is, hoe lyk jou selfspraak? Hoe praat jy met jouself? Waarvan is jou gedagtes vol? En die uitdaging vanoggend is leef gesond. Kyk na jou liggaam. Hoekom jy na jou liggaam kyk? Jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees. Dit is God se laaste adres op aarde, is my en jou liggaam. Kyk na jou liggaam, oefen, eet gesond. Skep stilte. Stilte is nie te koop by Woolies op 'n special nie. Jy kan nie stilte koop nie, jy moet dit maak. Jy moet 'n tyd in jou dagboek uitsit wat stil is. Jy moet die radio afsit, jy moet die knoppie op jou selfoon, op jou tablet, op jou televisie moet jy druk, sodat dit doodgaan. Jy moet stilte skep, jy kan dit nie kry van iemand anders af nie. Dis hoekom ons stil word met die Here, ons stilte tyd noem. En dan raak jy gehoorsaam en jy bedien. Dan raak jy betrokke aan jou gemeente. En jy bedien. Dan leef jy gesond. Dan ervaar jy die Here. Dan gaan jy hom ervaar. God sluimer of slaap nooit nie. Hy ly nooit aan uitbranding nie. So hy is altyd beskikbaar, ons moet hom net sien. Ons moet hom net hoor in die fluistering van die windstilte. Kom ons word stil as ons nadink. Dankie Here dat U hier is. Here, dis vir ons moeilik om te glo dat U 'n adres gevind het binne ons brose, feilbare, verganklike liggame. En Here, help ons om te besef vandag dat ons liggame U woonplek is. Met Pinkster het U intrek geneem in U kerk. Dis nou U adres op aarde. Here, alles wat verhinder dat ons kan stil word. Help ons, Here, om daaroor beheer te neem. En gee vir ons hierdie week al 'n deurbraak. Here, seën elkeen wat siek en beproef is. Elke 5de persoon wat in die banke sit, wat dalk met 'n angstoestand worstel vandag. Here, ons wil U graag sien. Openbaar U self aan ons. Want U is nader aan ons as wat ons hemp en ons bloes vandag is. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.